En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan al die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Die uur van sy oordeel het gekom. Aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Liewe Here, dankie vir u woord. Dankie vir die lig wat dit vir ons werp op ons pad. Mag u nou u gemeente seën in hierdie tyd. In Jesus naam asseblief. Amen. Baie dankie vir die gelukwensing. En dit is, ek wil nou hierso nou 'n punt maak, as julle dit nog nie nou weet nie, dan gaan ek dit nou baie duidelik stel. Ek is die een wat bevoorreg is dat ek hierso kan aanbid. Ek is die een wat bevoorreg is dat daar 'n woord is wat ons kan lees. Want alles wat waarheid is, kom uit hierdie. En enigiets goeds wat ons doen, dis God wat dit vir ons skenk. So, 'n rukkie terug, ek gaan vir hierdie ou hiernatoe skuif, want ek en hy gaan nou 'n argument met mekaar hê. Ek wil nie graag dit doen nie. Ware verhaal, maar dit was nie met my nie. Eendag lang gelede, toe was Marisa 'n student gewees in Sunnyside. Wel, dis nie so lank gelede wat sy student in Sunnyside was nie, maar dit is nou net nie binne die laaste 5 jaar nie. Voordat ons getrou het, toe was sy 'n student in Sunnyside gewees, en sy en 'n vriendin bly in 'n woonstel, en dis 'n groot groep vriende wat hulle het, en die een ou was alleen gewees op sy verjaarsdag, en hulle het gereken, maar hulle gaan vir hom 'n koek bak. En hulle nooi toe vir hom en sê, ons gaan vir jou 'n koek bak, en ons nooi so 'n paar mense bymekaar by die geselligheid, en sy antwoord was, ek sal kom as ek niks beters het om te doen nie. Wow. Hoe ver dink julle daai vriendskap gegaan? Dit het net daar in die hek geduik. Dit is dan verby. So wat veronderstel was om 'n verrassing te wees vir hom, het hy net daarin geslaag om 'n verrassing te maak van die saak. Dit was net verby. En in almal van julle, toe ek het gesê het, was dit, wow. Nou, dit is 'n baie erge ding om 'n uitnodiging van die hand te wys, spesifiek op daai wyse, des te meer in die antieke Midde-Ooste. Daar is 3 basiese, jy kry mense, jy kry 2 groepe mense in die wêreld. Jy kry mense wat vir almal in 2 groepe probeer plaas, en jy kry mense wat nie probeer om dit te doen nie. So hier is een van die verhale van wat daar 3 verskillende groepe is in die wêreld. En die een groep is die een wat ons sal ken, en dit is skuld of onskuld. Jy wil altyd weet van wat was die uitspraak in die hofsaak, wat het die regter gesê? Nee, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, ek het eintlik 'n verskoning gehad, ek is onskuldig. Dit is baie keer in die westerse verstaan, is dit hoe dit werk. Binne in die Afrika kultuur, minstens die Afrika kultuur, dan is dit 'n kwessie van vrees of vrede, want niemand wat ek van weet wat hierso sit, het hulle bed op stapels wat so hoog is en vrees dat die tokkelossie vir jou kom haal nie. Julle lag, maar dit is 'n werklike verskynsel. Mense dink regtig so binne in 'n Afrika konteks, dikwels. Dis vrees. En as hulle sangoma sterk genoeg is, dan is hulle veilig. Maar as die ander ou se sangoma sterker is as joune, dan het jy moeilikheid. En ons het nie daai verstaan nie, maar baie mense het daai verstaan. Nou, so dis een is skuld, onskuld, die ander een is vrees, vrede, en die derde een wat die antieke Midde-Ooste of die Midde-Ooste en die Oosterse lande insluit, is 'n eer of 'n oneer verskynsel. En dit vind sy uitdrukking in byvoorbeeld wanneer dit gebeur in moslemlande, wanneer 'n moslim 'n Christen word, dan word daai Christen doodgemaak om eer aan die familie te herstel. Jy kry nie dat binne in die westerse kultuur of binne in die Afrika kultuur dat iemand selfmoord gaan pleeg nadat hulle
soos 'n jaar gedryp het of ietsie soos dit nie. Maar dit is 'n meer algemene verskynsel in die ooste. Almal is met my? Almal is met my. Maar hierdie weiering van 'n uitnodiging is ietsie verskriklik. So blaai saam met my asseblief na Lukas 14. Dan gaan ons gou gaan kyk na wat Jesus geleer het in opsigte van die groot feesmaal. Wat het hy gesê in opsigte van die groot feesmaal? Lukas 14 vanaf vers 15. En ek gaan net gou hier so 'n stukkie van konteks net bysit. Wat Jesus doen binne in hierdie gelykenis is dat hy kalibreer gou ons wêreldbeskouing. Hy kry ons denke van sake kry hy reg. Okay, so berei jouself voor op dit. En die titel van vandag se boodskap is uiters noodsaaklik. Uiters noodsaaklik. Wat beskou ek? Wat beskou mense as uiters noodsaaklik? Jesus was besig om te vertel in die gelykenis net wat voor hierdie afgegaan het. Hy sien hoe mense wedywer van wie kan voorsit, wie kan belangrikste wees. En hy sê, hoorie, nooi die armes, die blindes, die verminktes, die kreupeles om saam met jou te gaan sit. Moenie gaan soek vir die persoon wat grand en belangrik is, wat jou weer gaan terugnooi nie. Nie dit nie. Iemand soos dit. En met ander woorde, hy praat daarvan, moenie kyk vir dit wat jy, die tydelike voordeel wat jy kan kry nie, die ewige voordeel is die punt. Duidelik genoeg. Moenie die ou nooi wat jou net sommer nou die dag hy gaan jou weer nooi. Jy gaan nou goed lyk, want so en so was by my huis. Niks van dit. Nooi vir die persoon wat niks het nie, en jou beloning wag vir jou in die hemel. So die ewige troef die tydelike. En toe kom een van die fariseërs en hy sê, salig is hulle wat die brood kan eet in die koninkryk van God. En Jesus korrigeer vir hom deur hierdie gelykenis, want wat hierdie ou nou net gedoen het, deur om daai te sê, moenie kyk na dit wat nou jou onmiddellike plig hier nie, kyk na dit wat ver in die verskiet lê. Sy oog is nie eintlik op die bal nie. Jy kan nie kyk vir daar nie, jy moet kyk vir hierso. Jesus sê vir hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi, en op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. Werk hierdie ding saam met ons? Nee, hy haak vas. Ja, daar sê, kom, alles is nou gereed. En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Almal het 'n verskoning gehad. Bid jou dit aan, daar word 'n feesmaal aangesit hierso deur 'n persoon wat jou vriend is en jy ag vir hom oënskynlik, en dan sê ek nee, wag 'n bietjie, maar ek het iets om te doen. En wat het hulle self mee besig gehou? Wat het hulle gemaak? Die eerste het gesê, ek het 'n stuk grond gekoop. Werksaam, daar sê ek het 'n stuk grond gekoop. Nee. Ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te gaan kyk. Dis baie spesifieke woorde gebruik. Ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Daardie dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê, ek stel nie belang in die ouens wat ek nou klaar genooi het nie. Hulle het hierdie ander belange het hulle bo hierdie geleentheid gestel, gaan kry vir iemand anders terug. Gaan oralster uit in die strate. In die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hierin. Dis 'n echo van die gelykenis wat Jesus nou net vooraf gegee het. Hy gesê, gaan doen dit. En die dienskneg het gesê, meneer, wat die beveel het is gedoen, en daar's nog plek. Toe sê die heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dit nie een van daai manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. En Jesus sê weer in Matteus 24, dan lees ons daarvan,
wat hy sê dat in die dae wat kom, in die laaste dae, dan sal dit wees soos in die dae van Noag. Ek lees in Matteus 24 vers 38. Ek weet nie of die bord saam met ons werk nie. Julle moet nie vir my sien nie, julle moet eintlik die skrifgedeeltes daar so bo sien. Okay, maar die elektronika sal later bykom. Dit is hoekom ons papier Bybels het, people, want sy batterye raak nie op nie. Matteus 24 vers 38. Ons gaan met blaai en dan los ons daai skerm daarbo. Soos hulle was in die dae voor die sonvloed en toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Hierdie was op dramatiese wyse eintlik uitgebeeld in wat gebeur het in Israel. En julle weet self van wat gebeur het in die jaar 70 na Christus. Jesus het 'n profesie gebring vir hulle. Hy was die vervulling van die profesie van Daniël van die 490 jaar. Die 490 jaar het tot 'n einde gekom. 490 jaar, 70 7-talle is vir jou volk in jou heilige stad bepaal. Dis vir julle. En na daai tyd, toe was dit, okay, julle is nou op geleende tyd. En toe daai geleende tyd het aangegaan van die jaar 34 na Christus tot 70 na Christus, tot Jerusalem finaal verwoes is. En daar was duisende mense wat omgekom het. Toe Titus Vespasian teruggekom het en daai stad net plat gevee, hoeveel mense is gekruisig? Ek kan nie eers indink van hoe dit daar, ek gaan nou ietsie sê wat dramaties is, maar wie was al in 'n slagpale gewees? Wie weet hoe ryk dit wanneer 'n dier geslag is? Dis daai tipe bloed oralster daar, om Jerusalem, om die ganse plek. Hulle was geroep en hulle het Jesus geweier. Hulle het geweier. Hulle gesê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, ons stel nie belang nie. Skrikwekkend. En die vernietiging wat plaasgevind het was enorm en totaal, want Israel het rondgewandel sonder 'n nasie enigstens tot 1948, toe Harry Truman vir hulle een teruggegee het, waar hulle tans bly. Die nasies was net uitgevee. Maar hulle het nie gehoor nie, hulle het nie daaraan aandag geskenk nie. Hierdie gaan voort wanneer Johannes praat in Openbaring 14. Kom asseblief soontoe. Johannes 14. Johannes 14 vers 6, terwyl julle soontoe blaai, onthou wat die les is van daai gelykenis. Daar is 'n uitnodiging. Jy moet net kom, daar's geen koste daaraan verbonde nie, kom net. Daar's plek vir almal, né? Dis duidelik uit dit uit, en daar's mense wat dit weier. Daar's mense wat dit weier. Maar hier is daar weer 'n oproep wat gemaak word aan die mens. Openbaring 14. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, middel van die lug, met ander woorde almal kan hom sien, vlieg, met ander woorde vinnig, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, sodat almal kan hoor, vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Die woord oordeel is die woord, daar's twee verskillende woorde wat in Grieks, wat albei vertaal word as oordeel in die Afrikaans. In hierdie gedeelte van oordeel, dan beteken dit is nou word die besluit geneem. Daar word nou, dis 'n hofsitting, daar's 'n besluit wat geneem word omtrent hierdie. Dis nie die vonnisoplegging nie. Vonnisoplegging is byvoorbeeld, julle kan kyk in Openbaring 17 vers 1. Openbaring 17 vers 1, en hy praat van die 7 engele met die 7 skale, en hy sê, kom hierheen, Openbaring 17:1, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit. Besluit is klaar geneem, nou is dit vonnisoplegging, dis nou verby. Okay? Maar hierdie woord wat in Openbaring 14 is die oordeel, daar's 'n besluit wat geneem moet word, kies, vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, kies nou, kies nou. Maar dit gebeur nie noodwendigerwys dat mense reg kies nie. En ons sien dit in hierdie, en ons sal praat hier oor wat is eintlik
uiters noodsaaklik? Wat is dit wat uiters dringend is? Wat? Want daar's 'n paar gedeeltes in Lukas 14 wat uitgelig word. Die een ou het gesê dat nee, hy wil gaan kyk hierso na sy grond. Maar sy grond was klaar gekoop. Hoekom is dit uiters noodsaaklik vir hom dan te gaan? Hy het nie 'n dompelpomp wat gaan staan het. Hy het nie 'n kragdraad wat geval het en dan gaan skielik hierso veldbrand wees op sy terrein nie. Dis nie asof sy sementdam besig is om te lek nie. Kyk, daai goeters is soos en dit, dis krisis. Dis 'n probleem. Al nee, 'n sementdam wat lek, dit hang af. As hy gebreek het, is dit 'n krisis. As hy net lek, dit beteken is maar net normaal. Maar dis nie 'n bestaande krisis nie. Die plek is klaar gekoop. Die volgende ou wat sê van die osse, hy moet hulle net gaan toets. Hoekom het hy nou tydens 'n feesmaal? Hy's nie besig om te ploeg spesifiek. Dit is nie, en ek weet hoe werk dit as mens nou boer, jy boer om het te maak werk. Jy hou die reën dop. As dit tyd is om te ploeg en te plant, dan moet jy dit nou doen, maar hy's nie besig om daai te doen nie. Hy gaan net so eintlik gaan speel met sy osse. Check, kyk wat kan ek doen? En die een wat sê dat hy gaan nou, sorry, ek is getroud. Hoekom kan sy vrou nie saamkom nie? Watter vrou hier hou nie daarvan om te gaan, mooi aan te trek en te gaan na 'n swierige geleentheid? Né? Vrouens hou van sulke goeters. Hy sal punte kry. Wel gedaan, chom. Jy vat aan hy en hy sê, nee, sorry, ek bly maar net by die huis. Hoe kan dit wees? Maar op hierdie wyse dan sien ons, in dit wat Jesus vir ons wys in die gelykenis, mense stel die tydelike besittings, tydelike werk, bestaande verhoudings, stel hulle bo die ewige. Die tydelike troef die ewige. En dan is dit, hoorie, okay, goed, as jy nie die ewige wil hê nie, dan gaan jy niks daarvan kry nie. Jesus is onomwonde wat hy daai sê. Ek sê vir julle dat nie een van daai manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Hulle sal niks daarvan kry nie. Dis 'n skrikwekkende werklikheid wat ons hierso in die gesig staar. En daar's 'n punt wat gemaak word wat in die teks baie treffend is. Vers 23. Wanneer dit sê, toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie na die lanings en dwing hulle om in te kom. Dis dieselfde woord vir ek moet noodsaaklik uitgaan. Dis dieselfde woord van dringendheid. Ek het nie 'n keuse nie, ek moet dit nou doen, nou. En hy sê vir sy diensknegt, nou, gaan en gaan kry daai ouens. Want hoekom? Want die tyd stap aan. Gaan nie wag vir altyd nie, dit moet nou gebeur. Dit moet gouer eerder as wat later gebeur. En dit bring ons dan hierso na 'n plek van waar ons onsself nou bevind. Vraagie. Wanneer ons lees in Matteus 24 en bly in Lukas 14, bly daarso, maar ek wil net gou vir julle 'n stukkie lees in Matteus 24 van wat dit sê. Al hierdie dinge is ekskuus. Ek begin op die verkeerde plek. Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. Hulle sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke. Al hierdie dinge is 'n begin van smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Daar sal baie valse profete wees wat opstaan, baie mense mislei. Klink hierdie bekend oorloë, gerugte van oorloë, een nasie wat teen die ander een opstaan? Ja, algemene verskynsel in die wêreld soos waar ons nou leef. 'n Gedeelte hierso uit Romeine, van die plek van waar ons onsself nou bevind. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Klink dit bekend? Hulle is vervul, en hier's nou almal, dis nou almal, omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie. Ek stel nie belang in die uitnodiging nie. Ek wil nie kom nie. Ek het my eie goeders waarmee ek besig is. Hulle het nie die moeite werd geag om op te staan en te gaan na die feesmaal toe nie.
het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, so gaan dit voort. Hierdie is wat ons sien in die koerante. Dis wat ons van hoor wat plaasvind om ons. Nie waar nie? En dan is ons nie eers besig om te praat oor die profetiese beloftes wat vir ons gegee word in Openbaring en in Daniël nie. Alles van die beeld is verby. Goud, silwer, brons, yster en klei. Ons is heel aan die einde van daai. Dit wat ons laas van gepraat het toe ek hier was, uit Openbaring 13, die dier wat uit die see uit opstaan, daai is klaar gevestig. Die dier wat uit die aarde opstaan, dis klaar gevestig. Die verwantskap wat gevorm word tussen die dier uit die see, die pausdom, dier uit die aarde, Amerika, daai is so sterk, dis skrikwekkend. Daar's 'n skyfie in die voorlegging daar wat 'n prentjie daarsop het van Maria, as julle daai net sal opsit asseblief. Dis van 'n organisasie wat se naam is Catholics for Catholics, wat in Amerika gevestig is. En ek hoor hierdie week dat 1 uit elke 5 mense in Amerika is katholiek. Nou, dit is baie klein, ek gaan gou vir julle lees. We're inspiring a new wave of Catholicism and love of the country. Okay, so hulle is lief vir katholicisme en hulle is lief vir hulle land. Dis 'n baie gevaarlike kombinasie. Die oomblik as ek begin om nasionalisme en kerk, nie godsdiens, kerkdiens bymekaar te sit. Want hulle loyaliteit is aan die Katholieke kerk, nie aan Jesus nie. Sit net gou weer daai op asseblief manne, dankie vir die elektroniese hulp. We're restoring what it means to say I'm Catholic in the public square. Met ander woorde, in die openbaar, in die politieke sfeer. We are changing the nation and shaping a more holy and moral future for America. It's net jammer daar wat hulle sê is this country's guiding documents, the Bible and Constitution. Dit wat die Katholieke ag is die Bybel en is gesaghebend uit die Bybel uit, is ongelukkig nie dieselfde as wat ons ag nie, want as jy lees wat in hulle Bybel staan, dan kry mense groot lotgoeders wat kom uit die apokriewe uit, wat glad nie naasten by tred hou. Dit is nie Christendom nie. Daar's baie vreemde goeders wat in die apokriewe geskrywe is. Maar hulle ag 'n groot gedeelte van dit is as net so geïnspireerd soos Openbaring, soos die evangelie van Matteus of Johannes of die boeke van Daniël. Dis skrikwekkend. 1 uit elke 5 mense in Amerika sê hulle is katholiek. En dit was 'n tragiese ding gewees hierdie week. Ek was nou nie een van die mense wat gesit het in die skoorsteen dopgehou het nie, maar daar was baie mense wat hierdie week skoorsteen gekyk het. Julle het miskien die video gesien daarvan. Ek kyk na, en ek kan nie onthou op watter nuusberig dit was nie, maar hulle het 'n prentjie, dis eintlik 'n kamera wat gerig is op die skoorsteen, want vir diegene wat nie weet nie, al die kardinale, so 133 of ietsie so daai kardinale wat bymekaar gekom het in 'n konklaaf, wat beteken toegesluit of hulle is agter slot en grendel, totdat hulle net sal uitkom met 'n besluit van wie is die paus, en as hulle nie 'n 2/3 meerderheid kry vir 'n sekere individu nie, dan brand hulle die stembriewe met ietsie wat dit laat swart uitkom. Maar as hulle dan brand hulle die stembriewe en as hulle 'n 2/3 meerderheid het en as dit dan wit uitkom, dit is 'n teken aan almal buitekant, ons het nie vir paus. En weet julle wat die mense, dis die punt wat ek wil maak, nog nie gemaak het nie, sal maak. Hulle is besig om te kyk na die skoorsteen en hier kom die rook uit. En jy hoor onmiddellik hoe mense wat daar op Sint Markusplein is besig om te juig. Onmiddellik. Hulle sit daar en hulle hou dit so dop. Asseblief, ons moet net 'n nuwe paus kry. En die oomblik toe die rook uitkom, dan sing hulle daar so uit in Latyns, en ek gaan nie probeer om Latyns te sê nie. Ons het 'n nuwe Vader. Dankie tog, ons het 'n Vader. Wow. Hierdie boek sê vir my, daar's net een Vader. Dis God die Vader. Jesus is sy seun. Die Heilige Gees woon in ons. En geen mens op aarde is in sy plek nie. Dis wat ek hier lees. Nou die punt wat ek maak van al hierdie goeters, is dat daar is so 'n groot
oplewing van godsdienstige belangstelling nou, wat ons tans het, dis verstommend. En as ons dink aan al die vervulling van profesie, al die goeders wat al reeds plaasgevind het, en is besig om plaas te vind reg voor ons oë, hoeveel tyd het ons oor? Hoeveel tyd het ons oor? Nou ek is nie 'n ou wat jy so sê, daai datum gaan dit gebeur. Nooit, jy sal nooit hoor van dit van my nie. Ek kan net vir julle sê, op daai dag, dan is my dogters, is dit hulle verjaarsdag, en op daai dag is my vrou se verjaarsdag. Dis dit. Maar vir die wederkoms van die Here, en die Here het vir ons gesê, dat ons moenie tyd vasstel vir dit nie, nooit nie, ons moet dit nie doen nie. Maar hoeveel tyd bly oor? Hoeveel? Dis so, dankie Marius, bitter min wat oorbly. Maar ek wil nie praat hierso oor, en ek gaan nou 'n belangrike ding sê, op dieselfde wyse van wat Jesus vir die persoon wat gesê het, salig is hulle wat brood eet in die koninkryk van God. En wat hy dan gedoen het, sy oë was op daar en die nou, het hy die punt gemis, van wat moet hy nou eintlik doen? Ek gaan ook nie dieselfde fout maak nie. Dit wat gebeur elders in die wêreld, met ander nasies en goed soos daai, ek neem kennis daarvan, maar dit is nie my primêre fokuspunt nie. En hierdie is hoekom ek dit sê, daar is 3 baie spesifieke dinge wat die Here ons aandag op vestig in hierdie gelykenis. Hy praat spesifiek van grond wat gekoop is. Hy praat van osse wat beproef moet word, en hy praat van 'n bruid. Hoekom is dit dat hy gepraat het van grond wat gekoop word, osse wat beproef word, en 'n bruid? What's the point? Kom kyk saam met my. 1 Korintiërs 6 vers 20. 1 Korintiërs 6 vers 20. Net regs van Romeine. 1 Korintiërs 6 vers 20. Sê dit, julle is duur gekoop. Is nie net daai ou wat grond gekoop het vir homself nie. Ons is duur gekoop. 2 boeke aan. Galasiërs 3. Galasiërs 3 vers 13. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. So ons is duur gekoop, Christus het ons losgekoop, en in Openbaring 5 vers 9, die laaste een hier, so net as 'n gedagte oor koop. 5 vers 9, Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, met sy bloed gekoop. Ja, maar ek het hierdie grond gekoop, hoor hier, ek het vir jou gekoop. Ek het vir jou gekoop. Die kwessie van 'n os, wat doen 'n os? 'n Os is 'n trekdier. 'n Os is ietsie wat 'n rol vervul. Os is ietsie wat eintlik net, 'n bil het baie keer het sy eie kop, en hy spring oor lyndrade, en hy breek goeders af, en hy rig allerhande skade aan, maar 'n os is nie so nie. 'n Os, jy gee hom 'n ding om te trek, hy trek, gee hom 'n ding om te dra, hy dra dit, hy doen net wat hy moet. Jesaja 1 vers 3, hoor waar Jesus, die Here deur Jesaja, dan maak hy die punt van hoe Israel is soos 'n os, 'n trekdier. Jesaja 1 vers 3, os ken sy besitter, 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Matteus 11 vers 29, dan praat dit van, ek is seker jy ken dit, neem my juk op my, neem my juk op julle, nee, en leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig, maar die juk moet ek neem, daai juk moet ek vat. 1 Timoteus 5. En ons sal nou sien waar jy op pad is met al hierdie 1 Timoteus 5.
vers 18. Dan sê dit, jy mag 'n os wat graan dors nie mylband nie, en die arbeider sy loon werd. So tussen ons wat werk en die os en goed, daar's 'n parallel wat getrek word. In Jeremia 2. Jeremia 2. Dis hoort op die bord ook te kan wees. Jeremia 2 vers 32. Dan sê dit, kan 'n jonkvrou haar versiersel vergeet, 'n bruid haar pronkgordel, maar my volk het my vergeet, dae sonder getal. So, die volk is veronderstel, ons is veronderstel om die bruid van die Here te wees. Matteus 25 is ook duidelik daaroor, daar's baie gelykenisse oor dit, van waar die parallel gemaak word. Ons as bruid voor die enorme teenwoordigheid van die Here as die bruidegom. Maar hierdie gelykenis is nie net besig om te praat van dat ons gekoop is as sy grondgebied nie. Ons is nie, herinner julle self van daai stuk in Job, van waar die Satan gesê het, ek het getrek deur die wêreld, alles deurtrek, en die Here het vir hom gesê, ja, hy het miskien getrek daar oor die aarde, maar Job is myne, die mens is myne, want Jesus het ons gekoop, ons is dan dieselfde. Dit lyk miskien of Satan los is oor die hele wêreld, maar ons behoort aan hom, want hy het ons gekoop met sy eie bloed. So hy het ons gekoop, ons is sy grondgebied. Ons is sy bruid. Daar's 'n parallel hierso tussen 'n os wat trek, 'n trekdier, en ons wat werk. Maar dan is daar 'n volgende stap ook. Die os word beproef. Kom asseblief saam met my na Galasiërs 6. Galasiërs 6. Galasiërs 6 vers 4. Laat elkeen, sê dit, Galasiërs 6 vers 4, laat elkeen sy eie werk op die proef stel. Daai ou wat sy os gaan beproef, gaan kyk, wat kan hulle als doen? Wat kan hulle reg kry? 1 Korintiërs, kom gou, dis bietjie links, dis net voor Galasiërs. 1 Korintiërs 3 vers 13. 1 Korintiërs 3 vers 13. En as op die skerm ook, 1 Korintiërs 3 vers 13. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Hoe gaan ek te werk? Want dit word beproef. En die laaste een wat ek nou net na wil kyk, ek het nog 2. Julle kan terugblaai blaai so lank na Hebreërs 12 toe. En ek wil net hierso sê in 2 Korintiërs 13, dan sê dit die volgende, 2 Korintiërs 13, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef. Stel julle self op die proef. Hy het ons gekoop deur sy bloed. Ons is sy bruid. Ons werk vir hom, ons moet onsself op die proef stel, soos wat daai osse dan beproef gaan word. En in Hebreërs is daar Hebreërs 12, word dieselfde woord gebruik, op skrikwekkende wyse, word dieselfde woord gebruik, wat gesê was, wat die verskoning gegee is. Verskoon my tog, verskoon my tog, verskoon my tog. Ek het grond waarna ek moet gaan kyk, ek het 'n os waarmee ek moet gaan rondjaag, ek het 'n bruid. Verskoon my tog. Pas op dat julle, Hebreërs 12 vers 25. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Dis presies dieselfde woord as die verskoon my tog. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, dat hy uit die hemele spreek. Hoeveel erger is dit? Hoeveel erger is dit? As ons nou sal sê, verskoon my tog, aan die hand van alles wat ons weet. Ons kan dit durf nie sê nie. Dit mag wees,
Ek het nie van plan om hierdie te vertel nie, maar dit mag wees omdat ek nou vandag verjaar. Dat mens, jy weet, jy word so die kort rukkie voor jou verjaarsdag, dan word jy gekonfronteer met gedagtes. Wat het ek eintlik nou bereik in die laaste tyd? Ek het baie goed vrou gekies. Ek het pragtige kinders gekry. Maar vir baie ander dinge, dan vra ek myself af, wat het ek nou eintlik gemaak? Maar ek lees hierdie gelykenis en dan kom daai gedagte heeltyd by my op. Hoekom die vraagstuk van grond? Want hy het ons gekoop. Hoekom die vraagstuk van 'n os? Want 'n os moet werk. Hoekom die vraagstuk van bruid? Want ons is sy bruid. En dan lees ek hierdie stuk in die woord. Lukas 14 vers 22. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen. En daar is nog plek. Meneer, wat u beveel het, is gedoen. Nou, ek weet nie waar julle is nie. Ek weet nie waar julle self bevind in die lewe nie. Ek maak nou hier so die boek van my hart, maak ek nou oop. Ek kan nie dit sê vir die Here. As hy nou kom, ek kan nie vir hom sê, dit wat u beveel het is gedoen, want ek weet dat hy het vir my op die hart gelê om met sekere mense te gaan praat. Nie iemand aan die ander kant nie, nie daai persoon, ek is die ou, ek is besig om in die straat te stap hierso en ek het instruksie gekry om vir mense te nooi en ek stap by die ou verby. Wie moet vir die ou nooi? By wie ek verbystap? Dis ek, dis nie jy nie, maar die persoon wat die Here op u hart lê, wie moet hom nooi? Dis nie ek nie, dis u. En hier is die ding, en ek is nie besig, hier is nie 'n boodskap, dis 'n moeilike boodskap die, want ek is nie besig om te sê, probeer harder. Ek is nie besig om te sê, probeer harder. Hierdie is nie 'n probeer harder boodskap nie. As jy ooit 'n boodskap kry wat sê, probeer harder, dan wat doen jy? As ek, jy het geen idee, ek is so moeg, ek is so uitgeput, ek het nie meer krag vir hierdie goeters nie, ek probeer al klaar so baie, hoe kan jy nou vir my sê, ek moet harder probeer? Dis nie dit nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit is nie die diensknegt wat hierdie goeders gaan doen. Hy het nie nodig gehad om 'n feesmaal voor te berei nie. Hy het nie nodig gehad om die ou te oortuig nie. Hy stap by die ou verby, wat daar so lê op die straat en sê, hoorie, daai adres daarso, dis ietsie smart wat daar so aan die gang is. Dis die moeite werd. En dan stap hy aan, want hy word gestuur op hierdie ding, en die Heilige Gees stuur ook vir ons. Wanneer die Heilige Gees ons stuur, dan is daar 'n paar dinge wat gaan gebeur. Saam met dit. Nommer 1, ons kry iets op ons hart om vir ons te sê, gaan. Wanneer ek gaan dan met die instruksie van bo. Wanneer die Here vir ons stuur hy vir ons alleen. Stuur hy vir ons en sê, okay, sien, kom klaar. Nooit, die Heilige Gees maak die weg vir ons oop. Wanneer ek uit my eie krag probeer om ietsie reg te kry, dis dit dan wanneer dit gewaarborg in die hek duik. Maar as ek, en hier is nou die radwerk van die ding, dis die binnewerke van die masjien, soos wat ek het verstaan wat die Here vir ons hier gee die teks uit. Wanneer ek gaan deur my dag, dan gaan ek met die gedagte, eerstens, ek is sy diensknegt en iemand oor my pad kan ek nooi na hierdie groot feesmaal toe. Ek kan 'n lig aanskakel vir iemand vandag. En aan die einde van daai dag, wanneer ek eintlik gesê het, okay Here, terwyl ek besig is om my werk te doen, dan gaan ek hierso wakker bly. Ek gaan bly luister. Wat sê die Heilige Gees vir my? Wat sê hy vir my? En wanneer ek dan antwoord op dit, dan kry ek 'n gevoel van, okay, ek het eintlik ietsie bereik vandag. Wie het al onlangs 'n dag gehad waar hulle voel hulle genuine niks bereik het nie? Jy het net mooi 0 reg gekry. Okay, verseker ek. Ek sien 'n paar mense se hande bly onder. Ek's baie bly vir julle. Wel gedaan. Ek praat met 'n paar mense onlangs en hulle is vir my regtige inspirasie. Daar's 'n paar van hulle. Van hulle is hier, van hulle is elders. Maar hulle werk is eintlik vir hulle 'n bysaak. Ja, hulle werk en hulle doen wat hulle nodig het by die werk. En dit gaan aan.
Maar hulle vertel vir my van hoe hulle vir al hulle familielede 'n bloudruk in die hand gegee het. Hulle vertel vir my van hoe hulle bokse en bokse van groot strydboeke gekoop het en hulle het dit gesit op elke tafel van elke kantoor wat hulle het in hulle kantoorblok. Hulle kan sê, meneer, wat u beveel het, is gedoen. En hulle kan daai aand kan hulle rustig gaan slaap, maar die weet het, hulle het nie nodig gehad om die ou te oortuig nie, maar die uitnodiging het hulle daar geplaas. Dit wat die Here vir hulle op die hart gelê het, is gedoen. Die Here gaan nooit vir ons stuur na 'n plek wat hy ons nie bemagtig om dit te doen nie. En hy bemagtig die wat gewillig is. Hy rus ons toe, soos wat ons gaan. Dis nie die ou met al die kennis en met al die geld en met 'n magdom vol boeke wat gaan sukses kry van hierdie goeders nie. Glad nie. Dis die een wat sê, okay Here, ek weet nie regtig veel, maar ek gaan U vertrou en ek gaan doen. Een van die grootste predikers van die 1800s is 'n man met die naam van Dwight Moody, D.L. Moody. En hy het op 'n dag in 'n preek gesit en geluister van hoe 'n man met die naam van Wally, nie Wally soos in Transvaaler, maar die man het verduidelik, God het nog nie gesien, ekskuus, nee, daar's nog niks wat God het gesien. Die wêreld het nog nie gesien wat God kan bereik deur 'n persoon wat ten volle aan hom oorgegee is nie. Die wêreld het nog nie gesien wat God kan bereik deur 'n persoon wat ten volle aan hom oorgegee is nie. En toe sê hy, maar hy wil daai persoon wees wat ten volle homself gaan oorgee. Hy was 'n skoenmaker, as ek reg onthou. En hy het maar 'n sukkel bestaan het hy gehad. En hy het duisende mense het hy geneem na die Here toe. Want hy het eenvoudig vir die volgende ding wat vir hom beskikbaar, okay Here, volgende ding van hom beskikbaar, okay Here, en hy kan aan die einde van sy lewe sê, dit wat U beveel het, is gedoen. Dit wat beveel is gedoen. Diegene wat op die kampvergadering was, dan sou gehoor het wat Wietse Dupree gepraat het, is C.T. Studd. C.T. Studd is een van my, is vir my 'n geweldige inspirasie, en dis my gunsteling gedig in Engels. Gunsteling een in Afrikaans is, Huiskriege, ken jy die see, meneer, ken jy die see? Jy sê nog die vis is duur, maar dis 'n aparte saak. In Engels, dan is dit een van C.T. Studd, en die refrein wat die hele tyd opkom in dit is, only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. En dis 'n feit. Die ouens in die storie, hulle kon so besig gewees het met hulle grond soos wat hulle wou, daai tyd gaan verby. Hulle kon gespeel het met hulle os soveel soos wat hulle wil, daai os sal vrek. Kon met hulle bruid aangegaan het, maar dan die ewige verhouding het hulle dan prys gegee. Net een lewe, dis gou verby, net wat ons doen vir Jesus bly. Net een lewe, hy's gou verby, net wat ons doen vir Jesus bly. Kom ons vertrou hom. Hy neem ons op 'n avontuur wat verstommend is. En dan aan die einde van die, dan kan ons sê, meneer, Here, dit wat U beveel het, dit is gedoen. En op sy beurt sê hy, welgedaan, my goeie en getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Amen.